Here, ons is vanmôre hier in die teenwoordigheid, al is dit koud en al wens ons kan dalk nog in die bed lê. En al is daar iemand wat vanmôre net gesê het, ek gaan maar eerder in die bed lê. Here, weet ons nog steeds, U is by elkeen van ons, elke dag. U is elke dag in ons lewens teenwoordig. U is elke dag by ons, U loop die pad saam met ons, en daarvoor is ons dankbaar, Here. Ons is dankbaar om vanmôre ook die Bybel te kan oopmaak, te kan weet hierdie is God geïnspireerde woorde, woorde wat deur U self geïnspireer is, Here. Dis die manier hoe U ook met ons kom praat vanmôre. En daarom bid ons, Here, dat ons waarlik ons oë sal oopmaak, Here, en ons harte sal oopmaak, en dat ons ore sal oop wees, dat ons ontvanklik sal wees om die woord te kan hoor, Here. Want ons is vandag hier om te leer hoe om na U stem te luister. Vader, ons bid ook so dat die Heilige Gees ook die woorde wat ons hoor, ook so maklik en eenvoudig sal maak. Dat ons hier sal uitstap en presies weet wat om te doen en hoe om dit te doen, Here. Maar Vader, die gebed is ook dat ons dit nie net vir onsself hou nie, maar dat ons dit wat ons vanmôre hier leer, dat ons dit ook sal vat en sal gaan deel met die mense daar buite. Dankie dat ons dit vir U mag vra, o Heer. Amen. Vriende, was daar al ooit in jou lewe 'n oomblik gewees waar jy 'n groot besluit moes neem of waar daar 'n groot keuse was wat jy moes maak en jy het net gewens God kan 'n bietjie meer duidelik wees in dit wat jy moet doen. Jy het net gewens hy kan vir jou 'n duidelike antwoord gee. En dis nie dat jy nie God vertrou nie, dis nie dat jy nie in hom glo nie, maar jy wens net hy wil vir jou hierdie duidelike teken gee. Jy wil net hoor, is dit reg wat jy hoor? Jy soek net daai stukkie bevestiging. Daai gedagte van, moet ek bly of moet ek gaan? Moet ek hierdie werksaanbod aanvaar of moet ek dit eerder los? Moet ek vashou of moet ek laat los? Moet ek iets sê of moet ek maar eerder stil bly? En hier is die ding, vriende, hierdie lewe waarin ons leef, is vol keuses en vol besluite. So daar is hierdie groot besluite en hierdie groot keuses wat ons maak, en dan baie keer het ons ook hierdie kleiner besluite en hierdie kleiner keuses wat ons in die lewe moet maak. En ek dink almal van julle sal saamstem as ek die volgende sê, dat ons maak ons keuses en op 'n stadium kom hierdie keuses en dit kan ons of positief vorm of dit kan vir ons negatief vorm. En partykeer wonder ons of ons wel die regte ding doen. En ja, ons weet daar is baie op die spel. En dit is nie net 'n geval van Here, wat moet ek doen nie? Hierdie is meer 'n geval van Here, kan ek myself vertrou wanneer ek na U luister? Here, kan ek dit vertrou wat ek hier hoor? Hoor ek U reg? Nou dis nogal iets waaroor ek die laaste tyd baie gewonder het. Dis goed wat hier in my gedagtes rond beweeg het. Goed wat ek oor wonder en ek dink julle wonder ook daaroor. En dit is, Here, ek weet U praat. Ek weet U praat elke dag. Maar hoor ek nie maar net my eie gedagtes nie. Het jy al so gevoel? Gevoel van, jy weet die Here praat, jy weet die Here sê iets, maar is dit nie net wat jy wil hoor nie? Is dit nie net jou eie gedagtes waarop jy fokus nie? Ek het ook die laaste tyd baie gewonder oor wat as ek wel tyd maak om stil te raak en te gaan sit en te luister en ek bid en ek praat met die Here, maar ek hoor niks van hom nie. Ek hoor nie of hy vir my iets sê nie, ek sien nie 'n rigting waarin hy my stuur nie. Wat dan? Wat as ek niks voel nie? Wat as ek niks hoor nie? Daardie gevoel van, ek kyk na ander mense en ek kan sien hoe hulle die Here se stem hoor. Ek kan sien hoe hulle die Here se pad loop, maar ek hoor niks nie. Ek ervaar niks nie. Maar as dit jy is, as jy al so gevoel het en of jy dalk vandag so voel, wil ek vir jou sê, hierdie is vir my ook iets baie persoonlik. Want ek het ook al baie hierdie vrae gehad. En hierdie goed het my ook al laat wonder. Hoe weet ek dit is God wat nou hier praat? Hoe weet ek doen die regte ding? En vriende, dit is normaal. Dit is normaal om van God af te wil hoor. Om te hoor dat God met ons praat. Dit is normaal. Maar jy is ook vir dit gemaak. Ons is juis gemaak sodat God met ons kan praat. En Jesus kom bevestig dit vir ons. Johannes 10 vers 27. My skape luister na my stem.
Ek ken hulle en hulle volg my. Wie hoor sy stem? Die skape. Wie luister na sy stem? Die skape. So die belofte wat ons in hierdie teksgedeelte kry, is nie net vir priesters en profete en dominees en hierdie superchristene nie. Vir wie is dit? Dit is vir die skape. So wanneer die skape die herder se stem hoor, wanneer die skape die herder sien, ken hulle die herder, hulle hoor sy stem, hulle luister na hom en hulle volg die pad wat hy wil hê hy moet loop. Wanneer ons aan die Here behoort, dan hoor ons sy stem en ons luister na hom. Nou ons almal het al op 'n plek gekom waar ons gesê het, Here, hierdie besluit wat ek nou moet maak, kan ek nie op my eie maak nie. Here, ek kan nie op my eie insig te staat maak nie. Vader, ek het U nodig vir wysheid en insig. En dan sal ons bid en luister. Maar weet julle wat het ek al beleef? Terwyl ek so bid en luister, dan raak ek ongeduldig. Het dit met jou ook al gebeur? Here, ek soek nou 'n antwoord. Nie nou nie, nou. Here, ek wil nou weet wat moet gebeur. Here, jy weet hierdie groot besluit wat ek moet maak. Hierdie ding kan my hele lewe verander. Here, ek soek nou daai antwoord. Nie later nie, ek soek hom nou. En dan is ons nogal geneig om vir die Here te sê, Here, maar U dan vir Moses 'n brandende bos gegee. Gee net vir my 'n teken. Al is dit net 'n vonkie wat iewers uitskiet, ek wil net iets sien, ek wil net iets hoor. Daardie gevoel van, Here, kan U nie asseblief nou vir my net 'n teken gee, dat ek net weet wat ek moet doen en watter kant toe ek moet gaan nie. Nou hier is wat ek al geleer het in my lewe. Hier is wat ek al by julle geleer het. Ek soek 'n teken, God wil hê, ons moet totaal en al oorgee aan hom. Ek wil verstaan, God soek vertroue. Weet jy wat is die wonderlike? God kan nou vir jou 'n teken gee. God kan nou vir jou presies wys wat jy moet doen. Jy kan nou sy stem duidelik en hard hoor. Dit kan nou gebeur. God kan jou nou ook laat verstaan. Maar oorgawe en vertroue is eers die pad wat gestap moet word. Nou Spreuke 3 vers 5 tot 6 is een van daardie tekste in die Bybel wat dit vir ons kom bevestig. Nou as iemand na my toe kom en vra vir my, Pieter, skryf vir my 'n teksgedeelte in die Bybel neer en sit jou handtekening onder daai teksgedeelte, sal dit Spreuke 3 vers 5 tot 6 wees wat sê: Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig te staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Ken hom in al jou weë en hy sal die pad vir jou gelyk maak. Wat 'n belofte is dit nie? Nou hoe kom God? Hoe maak hy ons pad reguit? Hoe laat hy ons op die regte pad loop? Hoe maak hy ons pad gelyk? Wat moet ons doen sodat ons die Here se stem kan hoor en presies kan weet wat hy wil hê moet gebeur en wat hy wil hê ons moet doen? Nou vir dit moet ons 'n oomblik eers gou teruggaan na Moses toe. Na Moses en hoe God die volk deur Moses gelei het. So ons sien hier is Moses, God gebruik vir Moses om die volk uit Egipte uit te vat, uit slawerny uit te vat. Daar is 400 jaar se slawerny agter hulle en 'n onbekende wildernis voor hulle. God kom gee nie vir hulle padkaart nie, God kom gee vir hulle iets beters. Wat kom gee God vir hulle? Hy kom gee vir hulle sy teenwoordigheid. Hy gee vir hulle homself. Ons lees daarvan Eksodus 13 vers 21. Die Here het bedags met 'n wolkkolom voor hulle uitgegaan om vir hulle die pad te wys en snags met 'n vuurkolom om vir hulle lig te verskaf, sodat hulle dag en nag kon trek. Dit was so eenvoudig soos dit. Hier is hierdie wolk, as die wolk beweeg, dan pak die volk alles op en hulle trek agter die wolkie aan. As die wolk stil staan, dan staan die volk stil daar waar hulle is. Dis maklik, dis eenvoudig, dis wat hulle moes doen. En elke besluit in die lewe kom op die volgende neer. Watter pad wil God hê moet ons loop? En ja, vriende, ek wens dit kan net so maklik wees soos wat dit in daardie tyd was. Dink gou as elkeen van ons eie wolkie gehad het, wat vir ons gewys het, watter kant toe ons moes trek. Dink ons sou bedruk gewees het, ons sou heeltyd bewolk gewees het, as almal se wolkie in die lug gehang het. Maar dink net gou, as elkeen van ons eie wolkie gehad het, wat vir ons gewys het, nou moet jy daai kant toe gaan, nou moet jy dit doen, staan eerder nou vir 'n oomblik stil.
gedink as dit net so maklik sou wees. Dalk is dit so maklik. God het hulle gelei. Kom ons dink aan 'n GPS. Maar net beter as 'n GPS. In hierdie geval sien ons God se teenwoordigheid was by die volk gewees. En wat moes die volk gedoen het? Hulle moes sy teenwoordigheid gevolg het. En eeue later sien ons hier in Jesaja, kom hy, en hy kom maak 'n bietjie die gordyn vir ons oop. En hy kom wys vir ons ietsie wat ons help om te verstaan. Jesaja 63, kom ons lees daar vanaf vers 11. Toe het sy volk gedink aan die ou dae, aan die tyd van Moses en gevra, waar is hy wat sy kudde dwars deur die see gebring het, saam met hulle herder? Waar is hy wat die Heilige Gees onder hulle gegee het? Waar is hy wat sy groot mag saam met Moses laat gaan het, die waters voor sy volk oopgekloof het en vir hom 'n ewige naam gemaak het? Waar is hy wat sy volk deur die diep waters gelei het, sonder dat iemand struikel, hulle gelei het soos perde deur 'n woestyn gelei word, soos 'n trop beeste na groen vallei toe afgaan? So het die Gees van die Here sy volk na 'n woonplek toe gebring. So het u volk gelei om die roem van die naam te vermeerder. So kom ek vra vir julle, in Moses se tyd, wie was in die wolk gewees wat die volk gelei het? Wie was in die vuur gewees wat daardie tyd vir die volk Israel gelei het? Die Heilige Gees. Dit was hy gewees wat in die wolk was, dit was hy gewees wat in die vuur was. En hier is nog 'n vraag. As dit die Heilige Gees was wat die volk daai tyd gelei het, wie lei vandag God se volk? Dieselfde Heilige Gees wat dit daardie tyd gedoen het. Die een wat dit daardie tyd gedoen het, is dieselfde een wat dit vandag doen. Jesus sê vir ons daar in Johannes 16 vers 13, wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself afkom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Wat 'n belofte is dit nie? Vriende, ons is gemaak om God se stem te hoor. En die Heilige Gees is die een wat in julle woon. En die Heilige Gees kom maak dit vir ons moontlik. So hier sien ons, hier is hierdie wolkkolom. Hierdie wolkkolom en hierdie vuurkolom wys die teenwoordigheid van die Here. En op 'n stadium het hierdie wolkkolom en hierdie vuurkolom afgekom. Ons sien God gee vir die volke opdrag, gaan bou vir my 'n tabernakel. Dit was hierdie tydelike tentwoning gewees wat daar was. Tabernakel is gebou en hier kom God se teenwoordigheid en beweeg in die tabernakel in. Ons ken dit mos, ons weet dit. So, dit wat vir die volk ver was, God wat daar ver was vir hulle, het 'n God geword wat hier tussen hulle kom woon het, hier by hulle was. Eeue later sien ons het hulle meer 'n permanente tentwoning gebou. So, of permanente woning gebou, permanente plek, die tempel. So hulle sou daar in die woestyn gestaan het, hulle sou na die tempel gekyk het en gesê het, daar is God se teenwoordigheid. Eeue later bou hulle die tempel, en ons weet, daar was in die tempel gewees, was jy die ingang, kom ons sê die voorportaal gewees, dan het jy die heilige gekry, en dan het jy die allerheiligste gekry, en hier in die allerheiligste, daar was God se teenwoordigheid gewees. So, die volk, die mense sou na Jerusalem gekyk het, hulle sou die tempel gesien het, en wat sou hulle gesê het? Daar is God se teenwoordigheid. Nou as jy vandag na Jerusalem toe gaan jy nie meer die oorspronklike tempel, soos wat hy was, voorheen daar gestaan het, meer daar sien nie. Maar wat jy wel kan doen is, nou ek was nog nooit daar gewees nie, dis wat ek lees. So, ek hoop my bronne is waar. Jy, in die weste kant, is daar die weste muur, is daar 'n tonnel, en dan loop jy met daai tonnel, tot jy kom by 'n hek. En hierdie hek se naam is Warren's Gate. En daar staan jy, by hierdie hek. Van daar af kan jy nie verder gaan nie. Maar mense is nou geneig om daar te gaan staan, by hierdie hek, en daar te gaan bid, want dit is die naaste wat hulle kan kom aan die allerheiligste. Dit is die naaste wat hulle aan God voel is daar. Nou ek wil hê jy moet gou iets doen. Vat jou regterhand, dan sit jy hom op jou bors, hierso waar jou hart is, sit hom bietjie daar. En dan sê jy gou vir jouself in jou gedagtes, God woon hier. Sê dit gou self vir jou, God woon hier.
Hier is waar God is. God is nie daar nie. God is hier. Die oomblik as jy jou lewe vir die Here gee, die oomblik as jy Jesus aanneem as jou verlosser en jou saligmaker, wat gebeur? Die Heilige Gees beweeg in jou in. Die Gees van God kom in jou in. So God is nie daar ver nie, God is nie in 'n tempel vasgevang, in 'n heilige of in 'n allerheiligste plek nie. Waar is God? God is hier. Kyk wat sê Paulus vir ons, 1 Korintiërs 3 vers 16. Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? As jy iets wil verstaan van God, as jy iets wil verstaan van om na hom te luister, moet jy seker ook eers weet waar hy is. En waar is God tans? Hy is hier binne in jou. En vriende, ek wonder baie keer, hoeveel keer het ons nie al geluk en vreugde op die tafel gelos, omdat ons nie besef het wie eintlik by ons is en wie in ons is nie. Dis waar. God is hier. God is hier binne in ons. En baie keer verstaan ons dit nie. Nou dat ons weet God is hier in ons, kom ons dink 'n bietjie dan hoe God met ons praat. Hoe kan ons na God luister? Hoe praat hy met ons? Ons gaan vandag kyk na 2 maniere. Die een is deur die woord en die een is deur stem. Deur woord en deur die stem. So kom ons begin eers by die woord. Kan nie aan 'n ander teks dink as Psalm 105. Psalm 119 vers 105 nie. U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. U woord is die lamp wat my die weg wys en die lig op my pad. Die primêre manier hoe jy die Heilige Gees of hoe die Heilige Gees vir ons met ons kom praat, hoe ons die woord van God kan hoor, hoe ons kan hoor hoe die Here met ons praat is deur wat? Deur die woord, deur die Bybel. Dis hoe ons die Here kan hoor. Nie deur jou gevoelens of jou sosiale media nie. Verstaan mooi as ek dit sê, vriende. Ek sê nie jy gaan nie die Here se woord kan hoor, die Here se stem kan hoor deur sosiale media of gevoelens of al daai goeders nie. Maar primêr as jy die woord van die Here wil hoor, hardloop jy nie eers na Facebook of TikTok toe nie. Waar gaan kry jy dit? Terwyl jy besig is om te sit, die Bybel oop te maak en die woord van die Here te lees. Jy kan hom hoor. Jy kan hom hoor as hy met jou praat. Hoekom? Want elke vers wat jy daar lees, is immers God se woorde. Hoe weet ons dit? Hoe weet ons dit? Want die Bybel is God geïnspireerde woorde, deur die Heilige Gees. Maar ja, Pieter, die Bybel is dan deur mense geskryf. Mense wat nie perfek is nie. Jy is 100% reg. Maar sien dit so. Hulle het die pen vasgehou. Maar die Heilige Gees het die pen bestuur. Vriende, jy kan met vertroue weet dat wanneer jy daai Bybel oopmaak, wanneer jy jou Bybel oopmaak, wanneer jy lees, kan jy met vertroue weet dat dit is God se stem wat jy daar hoor. Dit is God se woorde wat jy daar hoor. Jy kan dit vertrou. Wanneer jy jou Bybel oopmaak, dit is die oomblik wanneer God begin praat. En dit wat God sê, sal nooit in stryd wees met dit wat in sy woord staan nie. Vriende, ons hoor baie stemme, en hoe onderskei ons tussen hierdie stemme? Hoe onderskei ons tussen ons eie gedagtes? Hoe onderskei ons tussen mense se stemme en God se stem? Sy stem sal nooit in stryd wees met dit wat in sy woord staan nie. Jy hoor goed in hierdie wêreld, goed soos jy sal nooit kan wegbeweeg van jou verlede af nie. Jy sal nooit vry wees van jou verlede nie. Wel, dis nie God wat daar praat nie. Want 2 Korintiërs 5 vers 17 sê vir ons wat? Die wat in Christus is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit is wat God sê. Daar hoor ons duidelik. Dis wat God vir ons sê. Dalk voel jy is nie goed genoeg om gered te word nie. Of dalk staan jy vandag hier en jy voel jy is goed genoeg om gered te word. Efesiërs 2 vers 8 sê, die enigste manier hoe jy gered kan word is hoe? Deur genade alleen. Is die enigste manier hoe jy gered kan word.
God se stem sal nooit in stryd wees met dit wat in sy woord staan nie. En vriende, dit is die sekerheid wat ons het. Dis hierdie sekerheid wat ons het in 'n wêreld wat vol onsekerheid is. In God se woord gaan jy sekerheid kry. So praat God weier as net sy woord? Natuurlik. Natuurlik. Ons sien God praat deur sy stem ook. Daar in Handelinge is die kerk bymekaar. En die kerk moet 'n groot besluit maak. Dis 'n besluit vir die toekoms wat gemaak moet word. En as hulle hierdie nie reg kry nie, kan dinge redelik skeef loop. So wat doen hulle? Ons sien hulle bid en hulle vas en hulle luister. Kom ons lees Handelinge 13 vers 2. Toe hulle op 'n keer bymekaar was om die Here te dien en om te vas, het die Heilige Gees gesê. Hoor mooi, het die Heilige Gees gesê: "Sonder Barnabas en Saulus vir my af om die werk te doen waarvoor ek hulle geroep het." Ek dink julle dit was so sonder vir Saulus en Barnabas af, 'n duidelike hoorbare stem? Ek weet nie, ek kan dit nie vir julle sê nie. Maar een ding weet ek, die Heilige Gees wat daar gepraat het daardie dag, is die Heilige Gees wat vandag nog met elkeen van ons praat. Dis die Heilige Gees wat hierdie stem het en wat met ons praat. En jy sit dalk vandag hierso en jy sê, Pieter, maar ek het al Bybel gelees, ek het al geluister, ek het al gebid, ek het al gevas, maar ek hoor niks nie. Is daar fout met my? Nee, vriende, daar is nie fout met jou nie. Maar daar is tye wat ons hierdie stem van God so dringend wil hoor, en daar's tye wat ons hom so duidelik wil hoor, maar al wat ons hoor is stilte. As jy al so gevoel het, of as jy dalk vandag hier sit, en dit is presies hoe jy voel, wil ek jy moet ook mooi hoor, dat stilte is nie afwesigheid nie. Hoor jy dit? Stilte beteken nie, God is afwesig nie. God het neergedaal, hy het in jou inbeweeg, hy het jou sy tuiste kom maak. Beteken dit as hy moeg raak vir jou, sê vir jou, hier is my verlofvorm, ek gaan net gou 'n bietjie op verlof gaan? Nee! Sy moeg raak vir jou, sê vir jou, sit hy jou knoppie af en hy sê, ek gaan nou eers vir 'n oomblik 'n bietjie slaap, hy maak hy deur toe. Nee! God is altyd daar, hy's altyd beskikbaar. Wat 'n stilte wel kan wees, is 'n uitnodiging om totaal en al oor te gee. 'n Uitnodiging waar ons dalk nog 'n tree verder moet gaan, waar ons nog 'n keer vir die Here moet sê, Here, maar hierdie gee ek ook vir U. 'n Uitnodiging om op 'n dieper vlak oor te gee, sonder om al die antwoorde en die detail te hê. En nou preek ek vir myself hierso, en dalk moet jy dit ook vandag hoor. Ek wil hê dit moet andersom wees. Here, wys vir my hierdie pad duidelik, en ek sal gehoorsaam wees. Het jy dit al so gedink? Het jy dit al so gesê? Here, wys net vir my daai pad. Here, as ek hierdie toets kan deurkom, beloof ek U, ek gaan U loof en prys. Dit het ek ook al gesê voor 'n Hebreëse toets. Here, as ek hierdie eksamen net kan deurkom, ek beloof ek sal voluit gaan vir U. Toe wys die Here vir my, oh man, dit is nie die pad wat jy moes loop nie. Jy moes eerder gaan sit het en geleer het. Dis hoe ons baie keer voel, maar dis nie hoe dit werk nie. Duidelikheid kom wanneer ons gehoorsaam is. Dis wanneer ons hierdie duidelikheid kry. Duidelikheid kom wanneer ons gehoorsaam is. Eers gehoorsaamheid en dan duidelikheid. Daar was eendag hierdie man gewees wat alles wat hy gehad het bymekaar gemaak, al sy besittings. Hy het sy laaste geld gevat en hy het 'n kaartjie gekoop om 'n 3de klas kaartjie om op 'n boot te gaan van waar hy was na New York toe, oor die Atlantiese Oseaan om New York toe te gaan. En daar op die boot sou hy elke dag deur die venster geloer het en gekyk het hoe die mense daar sit en eet. Dan het hy vir hulle gekyk hoe hulle smil aan die lekker kos. En dan het hy hier met 'n kaaskoekie in sy hand gestaan, of 'n soutkoekie en 'n stukkie kaas in sy hand gestaan. En so, wat hulle in New York in die hawe inbeweeg,
staan hy en hy maak reg, want hulle gaan nou amper van die boot afklim. En daar staan hy en een van die bemanning van die skepe staan langs hom. En die man kan nie help om te vra nie. Hy sê, meneer, ek het jou nog nie een keer in die eetsaal gesien nie. En hier begin die man vir hom verduidelik en hy sê vir hom, ek het nie eintlik geld nie. Ek het 'n 3de klas kaartjie gekoop en ek het soutkoekies en kaas wat ek gehad het. En die man sê vir hom, maar meneer, het jy nie geweet nie? Daar was 3 etes ingesluit saam met daai 3de klas kaartjie van jou. Elke dag het ons vir jou plek gedek. Elke dag was daar kos wat gereed was vir jou, maar jy het net nie opgedaag nie. 12 dae lank, 3 etes 'n dag. En daai man het gestaan en hy het sy kaas en sy soutkoekies geëet. Vriende, een van die redes hoekom hierdie vir my so tref is, want daar's baie mense, baie Christenmense, wat die Here wil volg, maar hulle besef nie en hulle verstaan nie wie eintlik in hulle is nie. Die Heilige Gees is in jou. Die Gees van God is in ons. En dalk is dit die eerste ding waar jy vandag moet dink. Dalk is dit die eerste ding wat jy vandag moet besef. Here, ek hoor nie, U praat nie met my nie. Here, U is teen my. Want jy sien God daar ver. Waar is God? Nie daar ver nie. God is hier. Hy is hier in jou. Hy is by jou. Dink net gou vir 'n oomblik as jy dit vandag besef. Dink net hoe dit jou lewe kan verander. Die vraag is nie, het God gepraat nie. Vriende, die vraag is jy bereid om te volg? Is jy bereid om daardie tree te gee en oor te gee? Jy sit dalk vandag hier en jy wag vir 'n teken. Jy sal dalk vandag hierso en jy wag om iets duidelik te hoor. Jy wag dat iets moet gebeur. Vriende, jy kan God se stem hoor. En hy praat met jou. Hy is nie teen jou nie, hy is vir jou. Hy praat met jou, jy kan sy stem hoor. Deur die Heilige Gees. So hoe kan ons dit prakties doen? Hoe kan ons hierdie week ingaan en dit prakties gaan doen? 15 minute gaan dit vir jou vat. In jou dag 15 minute. 5 minute lees die Bybel. Wees besig met die woord. Hoekom? Want dit is God se woord. Dis God se stem. Dis die manier hoe hy met jou praat. 5 minute stilte. Want partykeer moet jy ook maar 'n bietjie stil bly. Partykeer moet jy ook niks sê nie. 5 minute gebed. Want God wil ook na jou luister. Hy wil jou hoor. 15 minute op 'n dag. Gaan doen dit hierdie week wat kom. Gaan doen dit vir die res van hierdie maand wat voor lê. Maar gaan doen dit. Vriende, die Heilige Gees is lief vir jou. God is liefde en die Heilige Gees is ook God. Dis hoekom die Heilige Gees lief is vir jou. Hy wil nie sien hoe jou lewe uitmekaar uitval nie. Hy wil nie sien hoe jou huwelik verbrokkel nie. Hy wil nie sien hoe jou kinders sukkel nie. Hy wil met jou praat. Hy wil vir jou raad gee. Hy sal enigiets doen om jou aandag te kry en met jou te praat. Dit mag dalk wees in 'n sagte fluister. Of dit mag dalk wees wanneer jy daar onder teen die grond is en nie weet hoe om op te staan nie. Die Here wil met jou praat. Maar hier is die realiteit. Jy kan nie iemand se stem volg wie jy nog nie ken nie. Jy kan nie iemand se stem volg en iemand se stem hoor as jy hom nog nie ken nie. God gaan nie tree nommer 10 vir jou gee as jy nog nie tree nommer 1 gegee het nie. So wat is tree nommer 1? Tree nommer 1 is om te sê, Here, ek gee oor. Nou die dag praat ek met iemand oor oorgee. En die persoon sê vir my, dit is maklik om te sê ek gee oor. Maklik om in die kerk te sit en te sê ek gee oor. Wat gebeur wanneer ons oorgee? Wanneer ons oorgee, vat ons en ons sê, Here, ek gee dit vir U.
Nie nog vashou aan dit met my eie gedagtes en my eie idees nie. Wanneer ons oorgee, sê ons, Here, ons gee totaal en al oor. God sê, ken my, gee oor. En ek sal die pad saam met jou stap. Ek sal die pad vir jou gelyk maak. Nie vashou nie, gee oor. God praat. God praat elke dag met ons. Die Heilige Gees is daar. Die Heilige Gees wil sy stem laat hoor. Maar ons kan dit nie hoor as ons nie gaan oorgee nie. Ons kan dit nie hoor as ons nie gaan sê, Here, maar hier is ek nie. Hier is ek totaal en al nie. Ek wil vir jou 'n oomblik gee om nou te dink oor dit wat jy nou gehoor het. Want ons is geneig om net vinnig hier uit te stap en as ons by daai deur uitgaan, het ons klaar vergeet wat ons nou gesê het. Dink 'n bietjie vir 'n oomblik oor dit wat jy nou gehoor het. Ons tema is hoe om te leer om na God se stem te luister. Wat het jy vandag geleer? Wat het jy gehoor? Wat kan jy toepas? En dan natuurlik ook, as jy nog nie totaal en al oorgegee het nie, kry jy ook die geleentheid om dit nou te kan doen. Ek gee 'n oomblik waar ons stil raak en waar jy dink. Here, ons het begin vanmôre die erediens. En ons het gesing en ons het gesê, spreek Heer, want die dienaar luister. Here, dankie dat ons kan hoor dat wanneer ons die woord oopmaak, is hy besig om te spreek. Hy is besig om te praat met ons. Here, dankie dat ons ook kan weet dat die Heilige Gees ook met ons praat, deur ons praat. Laat die weier werk net as die woord, Here. Dankie dat ons die woord kan sien in mense. Dankie dat die deur mense ook met ons kom praat. Vader, maar ons weet ook dit is belangrik vandag om ook op 'n punt te kom waar ons moet sê, maar dit waarin ek vashou, dit gee ek oor. Here, mag ons hier uitstap, uit hierdie kerk uit. Mag ons hierdie week ingaan, met die doel om te luister
en te hoor wat U vir ons wil sê. Met die doel om rigting te kry. Here, laat ons nie sal gebruik net soos 'n genie in 'n lamp nie, Here. Net wanneer ons dit nodig het nie. Maar Here, dis iets wat ons wil kweek. En dis hoekom ons hierdie week wil begin. Ons wil hierdie week begin om die woord oop te maak, want dit is God geïnspireerde woorde. Ons wil hierdie week begin om vir 5 minute net stil te kan sit. Maar ons wil ook ons hart met U kom deel, Here. Vader, as iemand is wat vandag totaal en al oorgegee het, o Heilige Gees, bid ek ook dat U daai vrede sal bring. Dat U daai rustigheid sal bring, Here. Maar Vader, ons weet, dit is nie net 'n ding, gebeurtenis wat net een dag gebeur en nou gee ek oor en nou is dit verby nie. Maar Here, laat wanneer ons dit môre weer oorgee en oormôre weer oorgee, dat ons elke keer die vrede, die rustigheid en die kalmte sal beleef, Here. En laat ons angs en vrees omgesit sal word in wysheid en insig. Here, dankie dat ons hierdie week ook in U hande kan los. En kan weet, elke oomblik waar ons beweeg, elke keer wanneer ons met iemand in aanraking kom, dat U 'n geleentheid skep waar ons U stem kan hoor. Dankie dat ons hierdie dinge kan bid, in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen.